Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here het ons gegroet en sy seën oor ons uitgespreek. Kom ons sing tot sy eer 'n lofpsalm. Besing ons liefde vir die Here en sy versorging en sy trou aan ons. Psalm 18. Psalm 18, ons sing verse 1, 2 en 3. Verse 1, 2 en 3 van Psalm 18. Ons gaan weer luister in die wet van die Here uit Eksodus 20. Dan gaan ons nie nou afskakel omdat ons alweer na die wet luister nie. Ons het nodig om te hoor hoe groot ons sonde is, sodat ons toevlug kan neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, dat ons vergifnis kan ontvang en dan uit dankbaar die wet van die Here kan onderhou. In die herhaling en ons vaste liturgie is daar ook 'n sekuriteit, 'n veilig wees, moet ons weet wat die Here van ons vra en waarom ons doen wat ons doen. So kom ons gaan hoor wat vra die Here van ons in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek by die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat,
En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy dienstmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons bely ons sondes, nadat ons aangehoor het, ons moet dit doen deur te sing uit Psalm 25, vers 2. As ons nou werklik bedoel het om ons sondes met die Psalm te bely, dan lees ons in die woord van God dat opregte berou en belydenis gevolg word deur vergifnis en vryspraak. Joël 2 vers 13 sê, skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goeie tierenheid, een berou oorloop. Kom ons gebruik nou die geleentheid om ons geloof te bely in God die enig. Ek gaan die 12 artikels aan die voorhou, u sê dit in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria, wat gelei het omdat Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons hoorbare belydenis kom uit Gesang 282, Gesang 282, sing verse 1 en 2. Ons maak die woord van die Here vanoggend oop by twee gedeeltes. Ons gaan eers Psalm 91 lees. Psalm 91 vanaf vers 1 en dan gaan ons ook blaai na Romeine 8 vanaf vers 31. Psalm 91 en Romeine 8. Romeine 8 gaan ons net lees vanaf vers 31. Maar vir ons lees, ons bid saam. Almagtige liefdevolle God en Hemelse Vader, Here, na deur mekaar weet, vreeslike dinge wat gebeur het, is dit vir ons so groot voorreg, so groot vreugde om hier by mekaar te wees, te kan rustig raak om die woord weer versterk te word, nadat alles wat gebeur het, ons krag getaan het. En ons weet dat die nuwe week weer nuwe uitdagings, nuwe dinge gaan bring. Daarom is ons so bevoorreg om hier by mekaar te wees vandag. Nie net om rus te vind nie, maar om ons geloofsbatterye te herlaai. Sodat ons nuwe week met nuwe krag kan ingaan. En ons opnuut bewus kan wees van hoe die liefde vir ons is. En dankie dat ons hier vir mekaar kan bid. Dink ook vir al hulle wat nie hier is nie. Hulle wat siek is, dan kan om Jaapie met baie sleg gaan. Al die ander wat ons luister voorbring is, Here, dat die krag, genade en die wil genesing sal skenk, maar bovenals 'n wete dat U ook deur pyn en ongemak en siekte regeer. Ons bid vir ons gemeente. Here, dankie dat ons kan behoort aan 'n gemeente. En ons bid dat daar waar seer is, kwaad, ongelukkig, dat U vrede die hart sal vul, sodat ons weer as gemeente saam kan aanbid en die naam kan loof en prys. Ons bid dat U nou die boodskap in ons elkeen se harte sal sien, dat ons presies sal hoor wat U wil hê ons moet hoor, wat ons nodig het, sodat ons daar volgens kan leef, die saad kan vrug dra. Sodat in Jesus Christus se naam.
Lees in Psalm 91 vanaf vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal verwag die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref. En geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die ander sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Lees tot hier, Psalm teksvers 6, eers vers 2. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, in vers 14, antwoord God, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Dan blaas nou Romeine 8, ons gaan lees vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadig skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, kies om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Vers 37, maar al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Liefdes in die Here Jesus Christus, ons leef in vreemde tye, onseker tye. Elke dag is dit nie vol stories van geweld, korrupsie, aanvalle, mense wat durf praat en opstaan vir die waarheid. Amper, dis om te vra, wie het vir Charlie Kirk geken voor donderdag? Wie ken hom nou? Ek dink amper almal gaan nou sê dit hom ken. Want donderdag aand, ons tyd, in my tyd reg onthou, daar is sluitwoord by
'n jong man plaas is van Charlie Kirk. 'n jong man wat nie geskroom het om op openbare verhoog op te staan vir die Bybel, die evangelie, die waarheid, en dit te verdedig in openbare debat teen die lewe. Hy het ook in liefde tot bekering opgeroep. Daardie sluipmoord was baie meer as maar net die dood van 'n politikus. En ons weet, elke dag in ons land word baie mense doodgemaak. Maar hierdie was nie net 'n moord vir 'n selfoon of R20 of selfs 'n kar of 'n TV nie. Maar daardie aanval, Charlie Kirk, was 'n direkte aanval op die waarheid, ons Christelike geloof, en op almal wat durf sê Jesus Christus is die Here. Soos iemand op sosiale media kommentaar gelewer het, en gespraat, wat gaan ons doen? Hulle maak nou jag op ons. Ons, die behoudendes, die gelowiges, wat nie vrees om die waarheid te praat. En nou kan dit gebeur dat wat nou met Charlie gebeur het, as dit daar ver aan die ander kant van die aarde in Amerika, kan lyk tot vrees. Vrees om te getuig, en om ons eerder te dwing om stil te bly, as om Jesus Christus te bely vir die mense. En dis waar ons Psalm 91 gelees het, want dit bring vir ons 'n geweldige troos en sekerheid. As ons die tema van die Psalm wil saamvat, kan ons sê dit is ek sal nie bang wees nie. En as ons dit sê, is dit nie omdat ons sê maar die wêreld is veilig nie. Dit is nie. Ons is nie bang omdat ons sterk is nie, want ons is nie. Ons is nie bang nie, omdat God self ons skuilplek is. Hy is ons toevlug. Niks kan ons skei van sy liefde en sorg. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Soos hierdie 2 verse lees, vers 1 en 2, dan lees ons daar 2 baie pragtige, besondere beelde van God. Eerst as 'n skuilplek. Skuilplek is 'n plek waar jy veilig kan wegkruip teen gevaar, waar jy beskut word. En dan is 'n bergvesting. Plek hoog, onaantastbaar, plek van sekuriteit waar jy kan sien as die vyand kom. En dit is belangrik om dit te onthou. Toe Charlie Kirk getuienis na daardie haat van die liberale wêreld, die goddelose wêreld, en ons noem liberaal, goddelose in een sin, want dit is waar dit gaan. Maar wanneer gelowiges in skole, werkplekke of die samelewing stilgemaak word, omdat hulle die evangelie verkondig, dan word ons aan hierdie woorde herinner. Ons uiteindelike veiligheid lê nie in die goedkeuring of die goedgunstigheid van mense nie, maar in die almagtige God. Ons moet nooit dink dat God verras word deur die aanval op sy kinders nie. Hy sê self in Jesaja 44 vers 17, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal voorspoedig wees. Een van die kommentare van die week se gebeure was op die aanskitte wat gesê, koels kan nie die evangelie stop nie. As ons Psalm 91 lees, dan romantiseer ons nie die lewe nie. Vers 5 sê duidelik, jy sal nie bang wees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Hy sê vir ons, daar is pyl, daar is skrik, daar is nag.
Gelowiges word nie gespaar teen aanvalle en gevaar nie. Inteendeel, Christus het self gesê, Johannes 16:33, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Want die wêreld haat my. En dit is die basis van hierdie sluipmoordaanval op 'n gelowige Charlie Kirk. Dit wys vir ons die waarheid, die Bybel, Jesus Christus is nie gewild. Om 'n Christen te wees in hierdie moderne wêreld beteken jy is in die kruishaal van die vyand. En dit herinner ons dat Johannes 3 vers 19 reg is, die wêreld haat die lig. Maar daardie vers sê ook, jy sal nie bang wees nie. Ja, die gevaar is werklik. Maar vrees is nie nodig. Want God se kinders, ons, het 'n baie groter sekuriteit as die grootste gevaar wat die wêreld kan bied. Ons moet altyd onthou, wat die Bybel vir ons sê, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die duisternis van die eeu, teen die bose geeste in die lig. Die wêreld, die liberale nuus sê graag dat Charlie Kirk vermoor is, want hy was 'n aktivis, 'n regse aktivis, iemand wat haat gesaai het, allerlei ander negatiewe woorde. Maak dit af as 'n persoonlike aanval of 'n politieke daad. Maar ons weet dat daardie aanval, daar is baie dieper agter dit lê. Dis die duisternis wat die waarheid wil stilmaak. Want die vyand kan nie verdra dat Jesus Christus se lig skyn. En dit is wat Charlie Kirk gedoen het, en dit wat ons elkeen moet doen. Die Satan kan nie verdra dat jong mense die waarheid leer en aanvaar nie. Daarom moet ons ook onthou in ons daaglikse stryd, ons grootste vyand is nie mense nie. Ja, mense is instrumente van haat, dis mense wat die styl strek, wat die woorde spreek, wat breek. Maar ons stryd is geestelik. En daarom moet ons wapens geestelik wees. Efesiërs 5 vers 22, die wapenrusting van God. Maar bo dit alles leer ons dat Christus die middelpunt is van ons hoop. Want die beloftes van Psalm 91, wanneer ons vandag daarna kyk, sien ons maar ons ontvang daar die belofte van Christus, want hy is die skuilplek van die Allerhoogste. Die kruis, sy bloed, is wat ons teruggebring het in God Almagtig, sy Vader se teenwoordigheid. Hy is ons bergvesting, 'n rots wat nooit wankel nie, wat namens ons uitkyk vir die vyand en die gevaar sien kom. Bovenal, een van die laaste goed wat Charlie Kirk gesê het, hy is die een wat die dood oorwin het. Daarom kan ons vandag sê, dood, waar is jou antwoord? Want dood doen aan ons absoluut niks. So, as ons sê dat ek is nie bang nie, is dit nie omdat ons dapper of sterk of dom, stram of arrogant is nie. Dis omdat ons weet ons oorwinning is reeds behaal. Want die kruis van Jesus Christus wys vir ons, die wêreld het ook vir Jesus Christus probeer stilmaak. 2000 jaar later leef sy woord nog. Hy het opgestaan, hy het oorwin. En as ons in hom glo,
en hierdie geveg in sy krag aandurf, dan is sy oorwinning ons oorwinning. Wat deur ons stil te maak, is eintlik 'n erkenning dat hulle ons vrees en dat hulle weet ons is reg. So hoe, dominee, kan ek sonder vrees leef in hierdie tyd? Eerstens, anker jou hart in die woord. Psalm 91 is nie 'n towerformule teen gevaar nie, 'n towerstaffie wat ons swaai en opsê en al die gevaar verdwyn nie. Ons kry baie keer die idee as ons 'n kar sien ry wat sê hierdie eiendom word beskerm teen Psalm 91, asof dit nou geen onheil gaan tref nie. Maar dit is wat Psalm 91 sê. Maar bovenal is Psalm 91 'n geloofsbelijdenis, my God, op wie ek vertrou. Ek weet, die teëspoed van die lewe gaan tref, die vervolging gaan kom, maar as jou geloof geanker is in Jesus Christus en sy woord, sal vrees jou nie rondslingel nie. Tweedens, erken die werklikheid van gevaar. Kyk verder. Want daar is sluipende aanvalle, haat en teëstand, kwaai woorde, vriendskappe, selfs familie wat hulle rit. Maar onthou, die wêreld het nie die laaste woord nie. God het altyd die laaste woord en hy sê vir ons, ek is met jou. Verder, dien saam as familie van Christus. Want daardie aanval, Charlie Kirk, wys vir ons hoe alleen 'n mens kan voel wanneer jy die waarheid verdedig. Alhoewel hy nooit skaam was of bang was nie, want hy geweet is die waarheid, wys dit hoe belangrik is dit ons as kerk sal saam staan. Geestelike familie wat mekaar dra, ondersteun en saam die lig van Christus uitdra. En hou jou oë op Jesus Christus. Want as jy na die wêreld kyk, gaan jy bang word. As jy na jouself kyk, gaan jy twyfel. Maar as jy kyk na Jesus Christus, die oorwinnaar aan die kruis, sal jy vrede hê. Hy is jou vredevorst. Daarom eindig Psalm 91 met die belofte. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en aan hom eer gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en hom my heil laat sien. Gaan my mediseer daar in verse. En as die vrees begin opwel, soos 'n vieslike stooibrand, herinner jouself daaraan hierdie belofte. Ons hoop is nie in mense se beskerming of in wêreldse strukture nie. Ons hoop is in die Here wat sê ek sal by jou wees. En ek kry as die wonderlike vertroostende belofte in vers 8. Net met jou oë sal jy die duisende sien wat om jou val, die 10.000 wat langs jou val. En met jou oë sal jy die vergelding van die goddelose sien. Dan moet ons onthou dat hierdie wêreld, die vyand van ons, gaan iewers met vuur verbrand word. Die God wat genade toon vir ons en vir elkeen wat bely, selfde God wat hulle gaan vergeld vir hulle haat en hulle wreedheid teen God se kinders. So selfs as jou liggaamlike beskerming soms val, die vyand se pyle skiet en tref, beloof God dat ons uiteindelik veilig sal wees in Christus. Die kruis en die opstanding is die bewys van
Jesus Christus se finale oorwinning. Die wêreld kan jou doodmaak. Maar al wat dit beteken is dat jy in die skoot van Jesus Christus is. Want niks, ook nie die dood, kan jou skei van God se liefde in Jesus Christus. So ja, geliefdes, hierdie gebeure van die week het ons maar net weer herinner en na gewys die waarheid en die Christelike geloof is onder aanval. Want daardie doel was dat die waarheid 'n aanval op elke liewe een van ons. Elkeen van ons wat die waarheid liefhet en verkondig en verdedig. Daarom kan ons saam met die wêreld sê, die gelowige wêreld, ek is Jacob. Maar dan roep Psalm 91 ons terug na die vorige belydenis, ek sal nie bang wees nie, want die Here is my toevlug. As jy die Christus is, Charlotte Kirk het baie gesê, as jy nog nie 'n video van kyk het nie, gaan soek dit op die internet, daar's duisende. As jy in Christus is, het jy 'n vesting wat deur niks en niemand vernietig kan word nie. Jy het 'n lig wat geen duisternis kan uitdoof. Jy het 'n hoop wat nooit sal teleurstel nie. Al maak hulle ons dood, sal ons nie vrees nie, ons sal nie stil bly nie, want ons sal nie bang wees nie. Soos 'n ander kommentaar gesê het, as hulle ons wil stil maak, sal hulle nog baie koels doen, want ons gaan nie stil bly nie. Kom ons gaan met dapperheid uit, ons bely saam met die psalmdigter, God is my toevlug en my bergvesting. Ek vertrou op hom, ek sal nie bang wees nie. Want dit is wat die bose probeer uit te lig. Hulle wil ons bang maak, ek sal nie bang wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige God en Hemelse Vader, Here, deur die eeue was daar baie mense wat gelei en doodgemaak is vir hulle geloof. Ons kerk se geskiedenis, maar ons weet dat die vuur wat hulle dood aangesteek het, vandag nog brand. Daarom is ons hier vandag, daarom lees ons die Bybel in ons eie taal, daar wat ons die belydenisskrifte en staan ons geloof nog sterk. Want niks kan dit regvat en uitdoof. Wil jy gee dat elkeen van ons se vuur opnuut sal brand vir U, die waarheid, die Bybel, ons geloof, en ons nooit sal bang wees en stil bly nie. Dankie vir die moed wat hierdie belydenis ons gee, dat U ook in beheer is. Beskerm ons, Here, beskerm ons geloof, ons gees, sodat ons altyd getrou sal bly en U maak nie saak wat met ons gebeur. Ons loof en ons dankie vir die ongelooflike versekering, die ons bergvesting, ons stilplek is. En as ons by U werk, sal U vlerke oor ons vou, die engele sal ons beskerm, sal ons veilig wees by U. Ons bid in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar aan die kruis. Amen. Ons kan nou die Here dien met ons liefdegawes.
Ons antwoord op die boodskap kom uit Psalm 298, Psalm 298, ons gaan al 3 verse sing. As die begeleide ophou, ons ook maar ek is reg onthou, staat 3 verse opgeneem, so ons sing Psalm 298, vers 1, 2 en 3. As ons klaar na die seën groet geluister, en asseblief nog staan vir Gesang 71. Kom ons ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Ondanks alle odds en lasten
Deus.